Goeienaand, vriende. Baie welkom by ons besondere geleentheid vanaand. Hier in hierdie stil week waarin ons is. Ek sê gisteraand vir Sonja dat baie keer kan 'n mens 'n tikfout of 'n spelfout maak wat jou in die verleentheid kan bring, maar soms ook wat goed kan wees. Op die skerm staan stil wees week. Eintlik is dit stil week of stil week en hulle skryf toe stil wees. Maar dit is reg, want dit gaan juist daaroor dat ons moet stil wees. Tyd maak om te dink, tyd maak om rustig te raak. So mag vanaand ook by hierdie geleentheid ons regtig ook rustig wees voor die Here. In sy teenwoordigheid verseker wetend dat hy by ons is en dat ons ook so 'n bietjie saamstap met hom. In die laaste week ook van sy lydingsweg. So mag vanaand ook vir ons help om so 'n bietjie stil te word en na te dink oor wie Jesus is en wat hy werklik vir ons gedoen het. Terwyl ons so sit, kom ons begin en dan sing ons 'n lied saam, lied 170, lied 170, Heilig, heilig, heilig. Ons sing dit 2 keer deur. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, die donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Here God, soms is stiltes vir ons bedreigend. Soms is stiltes vir ons ongemaklik. Maar Here, tog is dit in die stilte waar ons U ontmoet. Is dit in die stiltes van hierdie wêreld en hierdie lewe waar U kans kry om te praat en ons om te luister. Mag ons dan vanaand stil wees in U teenwoordigheid. Mag ons stil wees saam met mekaar. Mag ons stil wees voor U woord. Amen. Terwyl ons so sit, vonk 224, kom ons sing dit met ons skuld en met ons sonde. Al 4 die versies.
Here, ons gaan nou die Bybel oopmaak, om daaruit te lees. Hierdie is u woorde vir ons. Hierdie is u verhaal met ons, maar ook vir ons. En as ons nou gaan saam lees, dan is ons gebed, dat u asseblief nou nie ver van ons af sal wees nie. Here, wees asseblief nou nie ver van ons af nie. Here, wees asseblief nou nie ver van ons af nie. Amen. Eerste gedeelte wat ons vanaand gaan lees is Johannes 11, vers 45 tot 53. En nadat ek dit gelees het, gaan ek 'n paar oomblikke van stilte gee, waar jy by jouself ook kan bid en kan dink oor dit wat ons gelees het. So ons gee so 'n paar oomblikke van stilte, nadat ons die gedeelte saam gelees het. Johannes 11 van vers 45. Baie van die Jode wat na Maria gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Gevolglik het die leierpriesters en die Fariseërs die Sanhedrin bymeen geroep en gesê: "Wat gaan ons maak? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat aangaan, sal almal in hom glo en sal die Romeine kom en ons plek en ons volk vernietig." Een van hulle, Caiaphas, wat daardie jaar hoofpriester was, het vir hulle gesê: "Julle verstaan niks nie. Julle besef nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterf en die hele volk nie ondergaan nie. En dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterf. En nie net vir die volk nie, maar ook om die kinders van God wat oral verstrooi is, te verenig. Van daardie dag af het hulle saam beraadslag om hom dood te maak." Kom ons gee 'n paar oomblikke van stille nadenke. Amen. Tweede teks wat ons gaan lees, kom uit Lukas hoofstuk 22 van vers 1 tot 6. Dit was amper tyd vir die fees van die ongesuurde brood, bekend as die Pasga. Die leierpriesters en die skrifkenners het bly soek na 'n geskikte manier om hom dood te maak, omdat hulle bang was vir die volk. Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, een van die 12 ingevaar. Hy het weggegaan en met die leierpriesters en die bevelvoerders van die tempelwag onderhandel oor hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. Hulle was bly en het afgespreek om hom geld te gee. Hy het ingestem en aanhou soek na 'n gepaste geleentheid om hom aan hulle oor te lewer
in die afwesigheid van die skare. Ons lees tot daar. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stille nadenke. Amen. Die derde gedeelte wat ons vanaand gaan saam lees, is Johannes 13, van vers 21 tot by vers 30. Jesus is aan die tafel saam met sy disippels, die nag, voordat hy gevange geneem is, toe hy die nagmaal ingestel het. Vers 21, nadat Jesus dit gesê het, was hy diep ontroerd, en het hy getuig en gesê, Amen, Amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het na mekaar gekyk, onseker van wie hy praat. Een van sy disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het teen Jesus se bors geleun. Simon Petrus het vir hom geknik om uit te vind wie dit sou kon wees van wie Jesus praat. Hy het toe teruggeleun teen Jesus se bors en vir hom gevra, Here, wie is dit? Jesus het hom geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal indoop en aangee. Toe hy die stukkie brood ingedoop het, het hy dit geneem aan Judas, seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat wil jy doen? Of wat jy wil doen, moet jy gou doen. Niemand van die wat daar aangeleen het om te eet, het verstaan waarom hy dit aan Judas gesê het nie. Omdat Judas die geldbeurs gedra het sommige gedink dat Jesus aan hom gesê het, gaan koop wat ons vir die fees nodig het, of dat hy iets aan die armes moes gaan gee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het hy onmiddellik buitentoe gegaan. En dit was nag. Ons gee 'n paar oomblikke vir stille oordeenking.
Terwyl ons so bly sit, kom ons sing liedboek 384, die een versie daar, maar ek gaan vra dat ons dit in die Afrikaans en die Engels sing. Vanaand is daar vandag op hierdie Woensdag oor die hele wêreld kerke wat bymekaar kom om ook voor te berei vir Paasnaweek. En ook deur hierdie lied in Engels te sing, verbind ons onsself op 'n manier aan die breër kerk wat oor die hele wêreld versprei is. Terwyl ons sit, lied 384, die een versie daar, in Afrikaans en in Engels. In hierdie week het ons al 'n paar keer dit gehoor, maar ek dink dit is baie belangrik vir die verstaan en die ervaring ook van hierdie laaste week van Jesus se lewe voor sy kruisiging. En dit is naamlik dat as jy wil weet wat vir iemand werklik belangrik is, wat vir hom of haar die essensie van hulle lewe is, dan moet jy kyk na wat hy of sy gedoen of gesê het, daai laaste rukkie voordat hulle geweet het hulle gaan sterwe. En daarom is dit wat ons in die Nuwe Testament lees oor hierdie laaste week van Jesus vir ons ontsettend belangrik. Maar dit is ook vir ons baie kosbaar, omdat ons hier begin ontdek wat Jesus vir hom die essensie van sy bediening was. As ons 'n tydlyn probeer vasstel van die laaste week van Jesus, dan ontdek ons die volgende. Die Sondag voor sy dood was die intog in Jerusalem. En dit het ons met Palm Sondag gevier. Op die Maandag het Jesus die tempel gereinig en het hy die vyeboom vervloek. Dinsdag het Jesus die mense geleer op die Olyfberg en was dit ook op die Dinsdag wat Maria Jesus se voete gesalf het en met haar hare afgedroog het. Van die Woensdag sê die Bybel vir ons niks oor wat Jesus gedoen het nie. Behalwe dat hy die dag stil saam met sy disippels in Betanië deurgebring het. Die Donderdag het Jesus die nagmaal ingestel en het hy aan sy disippels die liefdesgebod gegee. En dan op die Vrydag, weet ons, is hy gekruisig en het hy gesterf. As ons op hierdie Woensdag bietjie stil staan by die pad wat Jesus geloop het, dan besef 'n mens dat die Bybel vir ons niks sê van wat Jesus gedoen het. Maar 'n mens kom agter dat reeds hier besig was om die onweerswolke om Jesus saam te pak. Dat daar reeds planne begin beraam is om Jesus uit die weg te ruim. Die spanning tussen Jesus en die Joodse leiers het stelselmatig opgebou deur die verhaal opgebou totdat dit breekpunt bereik het en dit was nou hier. Waar die Joodse leiers begin planne maak het om Jesus dood te maak. Nou die eerste gedeelte wat ons saam gelees het ons gelees van die Joodse raad wat bymekaar gekom het en begin vra het maar hoe kan hulle van Jesus ontslaa raak? Die rede daagter, doodgewoon jaloesie. Omdat Jesus te veel aansien gehad het, te veel volgelinge na hulle sin gehad het en vir die Joodse raad self en die Joodse leiers 'n bedreiging ingehou het. Met die geleentheid profeteer die hoofpriester Kajafas dat Jesus sal moet sterf ter wille van die hele volk. Ek vermoed dat Kajafas het dit nie verstaan in terme van Jesus se verlossende sterwe vir die wêreld nie. Maar doodgewoon dat Jesus moes sterf,
sodat die Romeine nie vir die Jode moes kwaad wees nie. Want Jesus het 'n gevolg opgebou. Mense het Jesus begin volg en hulle was bang dat die Romeine vir Jesus as 'n revolusionêr of as 'n rebel sal sien en dat dit tot 'n slagting van mense sou lei. En daarom profeteer Kajafas dat Jesus eintlik moes sterwe. Maar interessant ook, as 'n mens die verhaal dan verder lees, dan sien 'n mens dat Jesus word gekruisig van alle maniere om te sterf. Hoekom gekruisig? Die Joodse manier van teregstelling was steniging. Maar hulle was nie toegelaat deur die Romeine om teregstellings te doen. Die Romeine het gekruisig. In die besonder is die kruisiging gebeure vir die rebelle, vir die wat in opstand gekom het teen die Romeinse ryk. En wanneer Jesus voor Pilatus verskyn en die Joodse leiers begin aanhits, dan vra hulle juis kruisig hom. Sodat Jesus as 'n misdadiger, as 'n opstandeling, as 'n teenstander van die Romeinse ryk tereggestel moes word. En nie op 'n Joodse manier nie. Die ironie natuurlik dat bo die kruis het gestaan die koning van die Jode as aanklag, waar daar eintlik so groot waarheid in was. So ons sien in die eerste gedeelte hoe die spanning opbou dat Jesus moet uit die weg geruim word. En dan op stil Woensdag kom daar 'n plan tot stand. Judas, een van die 12, op hierdie stil Woensdag besluit om Jesus te verraai en uit te verkoop aan die Joodse leiers. Waarskynlik omdat Judas ook nie verstaan het waarmee Jesus besig is. Omdat Judas ook nie verstaan het wat die leidingsweg is wat Jesus moes loop nie. Waarskynlik het Judas ook hierdie nasionalistiese ideaal en droom gekoester. Want Jesus wat die Israel van die Romeine sou kom verlos. En Judas is teleurgesteld, want Jesus praat in ander taal. Hy praat oor ander dinge. Hy praat oor nederigheid, hy praat oor liefde, hy praat oor diensbaarheid. Hy praat nie die revolusionêre taal wat die volk wou hoor nie. En daarom kom Judas ooreen om Jesus te verraai vir 30 silwerstukke. Geleerdes sê vir ons dat hierdie 30 silwerstukke was waarskynlik die salaris vir 1 maand se dagloner. Aan die ander kant is 'n Joodse slaaf ook in daardie tyd verkoop vir 30 min of meer silwerstukke. Dis hoe min Jesus vir Judas werd is. Dis eintlik 'n klein bedragie geld wat hy op ooreenkom. Die derde gedeelte wat ons gelees het, bring ons by die nagmaalstafel. Jesus en die 12 is bymekaar. Jesus stel die nagmaal in en dan verklaar hy dat een van die 12 gaan hom verraai. Die disippels is dadelik ontsteld en vra maar, wie is dit? Pols Jesus, wie is dit? En dan lees ons in die verhaal hoe Jesus die stukkie brood neem, dit in die sous doop en vir Judas aangee. Met die woorde, wat jy moet doen, moet jy gou doen. Hierdie oomblik in Johannes 13 het my nog altyd diep geraak. Dit roer my elke keer as ek dit lees. Jesus sit aan die nagmaalstafel en hy neem 'n stukkie van hierdie brood waarmee die nagmaal bedien is en hy hou dit na Judas toe uit. Met die woorde, doen wat jy moet doen. Jesus daag vir Judas uit. Judas, wie is ek vir jou? Maak jou keuse en handel daarvolgens. Dis asof Jesus nog tot op hierdie laaste oomblik vir Judas die stukkie brood uithou en vir hom sê, daar is ook genade vir jou. Daar is ook hoop vir jou. As jy my gaan aanvaar vir wie ek is en vir wat ek werklik kom doen, is daar vir jou ook 'n ander pad. En hoe hartseer is dit nie? Dat Judas opstaan
en uitstap. Judas verwerp vir Jesus. Dan bly die laaste woorde van vers 30 my aangrypend. En dit was nag. Dit was nag buite. Dit was nag in Judas se hart. Dit was nag in die wêreld. Daarom bring dit vir my op hierdie stil Woensdag terug by die een vraag: wie is Jesus vir my? Is Jesus iemand in wie ek twyfel? Met wie ek ongemaklik raak omdat hy nie altyd doen wat ek wil hê hy moet doen nie? Of is Jesus iemand in wie ek my eie verlorenheid gespieël sien, maar in wie ek ook ware hoop, verlossing en lewe ontdek? Wie is Jesus vir my en vir jou? Kom ons sit 'n paar oomblikke stil in die Here se teenwoordigheid. Amen. Ons gaan nou afsluit. Ons gaan weer lied 384, die een versie daar, Afrikaans en Engels sing terwyl ons so bly sit. Daarna sal ek vir ons 'n gebed doen. En dan nadat ek die gebed gedoen het en amen gesê het, dan verlaat ons die kerkgebou in stilte en kom ons môre aand weer hier by mekaar waar ons dan saam met mekaar die nagmaal sal vier. Terwyl ons so sit, die 384, die een versie in Afrikaans en in Engels. Ja, Here, dis ons gebed vanaand, dat U ons tog nie sal vergeet nie. Maar dat U aan ons sal dink, ook in ons nietigheid, in ons sondigheid, in ons broosheid, in ons gebrokenheid, in ons magteloosheid, in ons hulpeloosheid, in ons wanhoop, in ons onsekerheid, in ons twyfel, in ons vrees, dat U aan ons sal dink, en dat ons
opnuut in U sal ontdek, die lewende Here, die getroue God, wat tot die einde toe getrou bly aan U woord, die God wat red, hoop gee, lewe gee, ook vir mense soos ons. Mag ons in hierdie aand en môre U stille teenwoordigheid baie naby aan ons beleef. Ons bid dit in die naam bo alle name, Jesus Christus, die Here. Amen.